Ek gee nie om wat ek nodig het om te gebruik, om by die volle Bybelse waarheid uit te kom nie. Ek gebruik dit as 'n Goman nie, of 'n fortune verteller nie, dis al. Ek, Prof. Hannes, is seker dat u ook al die volle waarheid sal wil weet, natuurlik. Want u seker ook al moeg vir dogmatiese en teologiese leuns, wat aan u as die waarheid verkoop was. Natuurlik, u sat en moeg vir dit, man. Die woord verklaar volgens al. Kom ons luister wat sê hy. Matteus 22 vers 29. Matteus 22, 29. So gesê, jy moet 'n pen byderhand hê. En as dit nodig is, moet jy maar die video weer kyk, want ek praat bietjie vinnig. Toe antwoord Jafashua, kyk my vingers, Jesus, en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle in hierdie 21ste eeu, in 2026, die skrifte nie ken nie. Ek sê weer. Die kerk kan die mooiste embleem hê met die mooiste kruis en die mooiste engele en die mooiste duif wat vlieg en jy kan hê net wat jy wil. Die Bybel sê, julle, hy toe antwoord Jafashua, julle dwaal. Met ander woorde, meeste van die tyd hardloop die ouens agter die internet inligting aan. Die Bybel leer dat die afval begin in die huis van die Here. Nou die Here is die Baalgode. Omdat julle in die 21ste eeu, nou moet jy sê, hy sê julle dwaal, omdat julle in hakkies in die 21ste eeu, 2026, die skrifte nie ken nie. Hoekom? Want daar's goed wat verseël is in Daniël 12. Gaan lees as jy 'n nuwe kyker is, gaan lees Daniël 12 vers 1 tot 13. Daar by vers 7 en 9, dan sê Jaffa, dis die Here, soos u hom ken, kyk my vingers. Dan sê hy vir die engel, Michael, verseël dit, verseël die boek. Hy het nie die hele boek Daniël verseël nie. Hy het net hoofstuk 12 verseël, want dit is 'n boek op sy eie. Die mense sal die skrifte ondersoek en tot die kennis probeer kom, en hulle sal nie. Dan aan die tyd van die einde sal hy hom openbaar. Die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Wanneer ek sê, ek is vir meer as 50 jaar reeds 'n eskatoloog, kom met navorsing en studies in die boek Openbaring, Antichrist-sisteem, Nuwe Wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte en een geldstelsel, mikroskopie inblanding. Dis die eskatologie. Ek mag dalk nie die beste kenner van die Grieks en die Hebreërs wees nie, maar ek wil vir jou sê, die eskatologie ken ek beter as enige ou in die wêreld. As jy my betwyfel, hou met my 'n vergadering rondom dit wat in Daniël en Openbaring aangaan en dit wat in die wêreld aangaan vandag. Dis my spesialiteit. So as 'n deskundige, dis hoekom ek 'n professor is. Dis hoekom ek 'n Bybelskool het met meer as 243 studente. Ek gee 'n getal hierso. En 'n klomp pastore, mans en vrouens wat afgestudeer, wat alreeds grade behaal het, pastore geword het, 4 jaar kursus gedoen het, in die eskatologie, nie die teologie nie. As jy sou belangstel, kan jy met my praat, hoor. So, hy sê, omdat julle in die 21ste eeu die skrifte nie ken nie, en dis al wat ons hier gaan doen, ek gaan met u skrifte hanteer. Weer sê ek, die laaste 28 behoort ek aan geen kerk of denominasie of organisasie nie. Ek was 'n pastoor al my lewe gewees. Ek het die kerke bedank toe ek my eerste boek geskryf het, die skrywer van 23 dik boeke, A4 en A5 boeke. Nou tans besig met my 24ste en 25ste boek, is besig met 2 boeke gelyktydig. So op die en dis vol bibliografies in die boeke agterin. So op die einde van die dag gee ek vir die inligting. Hy sê julle dwaal in die 21ste eeu 2026, omdat julle die skrifte nie ken nie, luister mooi, en ook nie die krag van die bonatuurlike waarheid van Jaffa Almagtig vir die ander ouens God, en julle nie dit ken nie. Julle ken nie die krag, die bonatuurlike waarheid nie. Hoekom? Van die Katolieke Kerk sou alles behalwe die waarheid aan die mensdom gebring het. En vir u wat dit nie weet nie, dis die Katolieke Kerk wat juis die protestantisme geskep het. Hierdie skrifgedeelte is so van toepassing vir die tyd waar ons tans in 2026 leef. Almal formuleer verskillende teorieë
wat volgens hulle eie godsdienstige instansies se dogmatiek en teologie na die waarheid klink en lyk. Almal sin klink asof dit die waarheid kan wees. En daarom is dit net die een leuen op die ander leuns. Elke keer spring daar nuwe ouens op met storieetjies en rooi kappietjies verhale. Kom ons kyk wat verklaar Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. Jahwe die Almagtige, dis God, is geen man of mens dat hy, want wanneer hy sê hy, dan is dit so sekerlik 'n manlike persoon, hè? Is geen man of mens dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sal hy sê en dit nie doen of waarmaak nie, of spreek en dit nie waarmaak nie? Natuurlik nie. Jahwe Almagtig, dit is God, kan nie lieg nie. Hy's geen mens dat hy kan of sou lieg. Is dit wat die skrif sê? Hebreërs en Pieter sê presies dieselfde ding. Hy's nie 'n mens dat hy iets sal sê en kan lieg nie. So as ouens sê dat die wederkoms gaan op daai datum gebeur en of die wegraping gaan daar gebeur en dit gaan gebeur en hierdie is die laaste vredesverbond. Man, ek wil jou sê daar was soveel ouens wat op en af gespring het toe president Donald Trump die verbond gemaak het. Hierdie is die finale vredesverbond. En toe sê ek dit kan nie wees nie. Dit kan, want dis nie skriftuurlik nie. Donald Trump het selfs die Daniël 9:27 aangehaal. Maar hy het nooit vir die mense verduidelik dat hy eintlik in die tempel moet gaan sit en vir 7 jaar veronderstel offerhandes te brand. 2 Tessalonisense 2, jy kan dit gaan lees. Naamlik Israel gaan offers brand nie. Hy het nie dit gesê nie. Want die Bybel sê vir my, gaan lees Daniël 9:27 en 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Die persoon wat in die tempel gaan sit, is veronderstel om vir 7 jaar offers te brand, naamlik Israel. Want dis die tyd van vrede. Dis die vredestydperk. Maar nou sien ek in die Bybel na 7 jaar, die Bybel gebruik Daniël 9:27, dan word die verbond verbreek. Dan verander die vredemaker homself aan die anti-kris. So dan moet ek sê, so Donald Trump na 3,5 jaar, 1260 dae, gaan dan die anti-kris word. Want dis wat die Bybel sê. Nee. So toe hy die verbond maak, toe sê hy kwalifiseer nie. Daar's nie 'n sekerheid dat hy die volgende termyn gaan inkom nie. Hy's geweldig siek. Hy's geweldig siek en daar's soveel hofsaake met hom aan die gang oor goed wat in sy lewe aangegaan het toe hy jonger was. Hy gaan dit nie maak vir 'n volgende termyn nie. Jy kan by sê ek is verkeerd. Ek kan verkeerd wees, maar ek wil net sê volgens sy gesondheid en goed, hy gaan dit nie maak nie. So wie gaan dan in die tempel sit? Sy termyn is net vir 4 jaar, die eerste jaar is amper verby. So dan het hy 3 jaar in, so wie gaan vir 7 jaar in die tempel sit en offers brand?